Môre, dis Maandag, dis die 30ste Maart en ons gaan aan met ons reeks wat ons gedoen het. Ek wil voordat ek begin net sê, ek het 'n goeie nuus en slegte nuus. Goed vir my, maar sleg vir jou, want die goeie nuus is dat ons weer terug was. Ons het gister weer ons erediens gehad en daarom kan ons weer hierdie week voortgaan met ons onderwerp. Die slegte nuus is egter dat ons beplan om vir so 2 weke 'n breek te vat en ons gaan kuier in die Kaap. En dit beteken dat ek kan nie uit die Kaap uit met julle praat nie, so daar gaan my stem gaan stil wees, vir party mense seker saligheid, maar my stem gaan stil wees vir 2 weke, wanneer ons dan weg is. So hierdie week maak ons dan ons onderwerp klaar en dan volgende 2 weke gaan ons stil wees. Ek sal weer later in die week vir jou meer detail daaroor gee. Nou, ons gaan lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5, vers 14 en 15. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, in die dood opgewek is. Nou gister het ons begin met die fotum, baie interessante teks uit Psalm 51 vers 8, wat sê, laat ek dan diep in my binneste weet, hoe u wil dat ek moet lewe. Nou, waarheen is ons op pad? Kom ek gee weer vir jou, want ons het mos nou verlede week 'n bietjie gesels uit Jakobus uit, omdat ons nie kerk gehad het die vorige Sondag nie. So kom ons kry mekaar net weer op dieselfde bladsy, of soos ek dit noem, die breë raamwerk. Die afgelope maand het ons gesels oor bekering. Ons het geleer die heel eerste Sondag in Maart, dat die Here wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. Ja, daar's baie keer mense wat jou irriteer, daar's mense wat vir jou 'n gevaar inhou, daar's mense wat vyandig is teen jou, daar's selfs misdadigers, en daar's mense wat sommer net blou onbeskof is, en van wie jy nie hou nie. Maar weet jy wat, die Here kom en sê, ek wil nie hê dat een siel verlore moet gaan nie, ek wil hê dat almal moet bekeer. Dis wat die Bybel sê. En daaroor het ons met mekaar gepraat. En toe het ons mekaar gesê, maar hoe vind hierdie bekering plaas? Dit vind plaas in Johannes 3, het die Here Jesus dit vir Nikodemus verduidelik. En ek gaan dit nou so in my eenvoudige analogie probeer deurgee. 'n Geboorte vind plaas wanneer 'n man sy saad in die baarmoeder van 'n vrou inplant, en as sy dit ontvang en dit ontwikkel in 'n geboorte van 'n nuwe lewe. Dieselfde vind plaas in wedergeboorte wanneer God se liefdesaad ingeplant word in jou en my. En die wat dit glo, en die wat dit vat, die wat dit laat ontwikkel, vind daar 'n wedergeboorte plaas. Die 3de Sondag het ons gesels oor geloofsekerheid. Ja, ons het nie tyd om alles in detail te verduidelik nie, maar dat die Bybel wil hê, ons skryf hierdie brief, skryf Johannes, dat almal kan weet dat hulle kinders van God is. So geloofsekerheid is belangrik. Nou, waar bring dit ons hier in die laaste Sondag van Maart? Die vraag is, hoekom het jy bekeer? Hoekom wedergeboorte? Hoekom geloofsekerheid? Sodat ons 'n nuwe mens kan wees. Die Here wil jou totaal omdop. Die Here wil jou totaal verander. Hy wil hê, in watter rigting? Dat almal aan Christus behoort. Hier word nie gesê dat jy beter word nie, as ander nie. Dat jy holier than thou moet wees nie. Dat jy
as te ware fisies, psigies, geestelik nou sal uitstaan terwyl die ander is 'n klomp plebs. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor beklee jou met die Here Jesus Christus. Want die oorsonde was maar, ons wil self God wees. Ons wil soos God wees, ons wil God wees. Maar hierdie week gaan dit oor 'n nuwe mens, waar God op jou lewenstroon is. Ons kom bid vir hierdie week, Here, dat ons hierdie ding sal vasmaak, dat U ons sal leer om 'n nuwe lewe in Christus te kan uitleef. Amen. Mag jy 'n mooi maandag hê. Mooi loop.